Gemeente, ek wil vir julle vra, maak julle Bybels asseblief oop op hierdie spesiale oggend. Goeie Vrydagoggend by Johannes hoofstuk 19. In die week het ek vir julle huiswerk uitgestuur, soos dit genoem was, dat julle vanuit die evangelie verhaal van Johannes lees oor sommige van die gebeure en leringe van Jesus in sy laaste week voor sy kruisiging vanaf Johannes 12, vanaf sy intog in Jerusalem tot en met sy kruisdood. En daar waar ons leeswerk opgehou het, wil ek dan vanoggend begin om vir julle te lees in Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met vers 42. Omtrent Jesus se kruisdood, die gebeure op daardie dag, en dan ook sy begrafnis. Johannes 19 vanaf vers 17 tot 42. En ek wil julle vra uit 'n gewyde respek en 'n ontzag vir ons allerheiligste God se heilige woord, kom ons staan, soos wat ons die woord van die Here ontvang. Die geïnspireerde, gesaghebende woord van God sê vir ons dat Jesus het self die kruis gedra. Hy het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. En daar het hulle hom gekruisig. En saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daardie man gesê het, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het hulle sy bookleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel, oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. En daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Is hierdie nie die kosbaarste evangelie verklaring nie? Dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, die Vrydag, en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moes word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek en ook die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook tot geloof kan kom. Die rede waarom hierdie opgeteken is vir ons. Want hierdie dinge het plaasgevind, sodat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie.
En 'n ander skrifdeel sê weer, hulle sal hom sien wie hulle deurboor het. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode in die geheim 'n disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het, in Johannes hoofstuk 3, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye en linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waarin niemand nog ooit neergelê is nie, en daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. En tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, julle kan sit. Kom ons sluit net ons oë en vra die Here vir sy hulp, soos wat ons die gepredikte woord van die Here aanhoor. Hemelse Vader, ons dank U dat ons vrylik vanmôre, anders as ons broers en susters in ander vervolgde wêrelddele, na U woord toe kan kom, dat ons onsself daaronder kan plaas as ons hoogste bron van gesag en waarheid. En Here, dat ons deur U woord ingelig kan word omtrent dit wat ons vandag herdenk, die kruisdood en begrafnis van ons Here Jesus Christus, ons koning. Here, ons wil vra dat U deur die Gees werksaam sal wees in elke hart vanmôre. Trek ons na U self toe met koorde van liefde, skenk U verligting aan elkeen wat hier is vanmôre. En diegene wat U dalk nog nie ken in 'n reddende verhouding nie, wat nog nie wedergebore is nie, dat hulle die lig van die evangelie mag sien, dat U die blindheid van die vyand sal verwyder, sodat hulle dalk vir die eerste keer tot geloof mag kom. En U mag sien vir wie U werklik is, Here Jesus, U die koning van die konings, ons ewige hoëpriester, dat U ook ons soenoffer was, wat ons versoen het met die Vader. Vir ons wat U reeds ken in 'n reddende verhouding, dat U ook deur die Gees U verligting sal skenk, Here, om tot 'n dieper begrip te kom van hierdie gebeure en 'n waardering te hê vir die prys wat U betaal het vir ons verlossing. Here, kom en doen U werk in ons midde nou. Dit vra ons in die kosbare naam, die verhewe naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Geliefdes, in my voorbereiding vir Paasnaweek se loftye, ons eredienste, was ek regtig aangegryp meer as vorige jare vanuit die kruisiging narratief van ons Here Jesus Christus deur die kennisgewing aan die kruis. Die opskrif wat Pilatus daar aan die kruis laat hang het, volgens vers 19 uit die teks wat ek vir julle voorgelees het sopas, dat hy daar op hierdie kennisgewing aangebring het, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Wie van julle het al ooit regtig diep nagedink oor die betekenis van hierdie woorde, van hierdie kennisgewing wat daar aan Jesus se kruis gehang het, terwyl hy gelei het, eens en vir altyd vir sonde? Jy sien, Jesus se koningskap, dit wat aangebring was op daardie kennisgewing, was 'n punt van groot kontroversie in Jesus se publieke aardse bediening, veral hier na die einde toe. En dit is wat Johannes se evangelie vir ons beklemtoon. As julle sal terugblaai na Johannes hoofstuk 12. Julle sou dit gelees het saam met my in die week. Met Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem, weet ons, die volk het uitgegaan na hom toe met palmtakke, en hulle het die palmtakke voor hom op die pad gegooi, hulle het hulle klere op die pad gegooi, hulle klere op die donkie geplaas, soos wat hy ingekom het in Jerusalem in, en hulle het hom toegejuig met die woorde van Psalm 118, vers 25, vers 26, Hosanna,
Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En Johannes teken vir ons aan dat hulle saam met daai uitroep hierdie woorde geuiter het oor Jesus, die koning van Israel. Die Jode het hom toegejuig, die koning van Israel kom na die heilige stad. Johannes skryf in verse 14 en 15, Jesus het 'n jong donkie gekry, daarop gaan sit, soos daar geskryf staan, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom, hy sit op 'n donkie vul. En nie baie lank daarna, nie minder as 'n week daarna, was Jesus uitgelewer deur die einste Jode wat hom toegejuig het, op so 'n manier, tot sy dood. Die soldate wat Jesus gaan gesel het hom bespot, hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit, hulle het hom 'n riet in die hand gegee, 'n purper of 'n pers kleed om hom gehang. As jy kyk na Johannes 19 vers 3, en hulle het vir hom gesê, gegroet, koning van die Jode, en hulle het hom herhaaldelik geklap in hulle bespotting, koning van die Jode. 'n bietjie later in hoofstuk 19 vers 12 sien ons daar dat die einste Jode wat Jesus toegejuig het, koning van Israel, dat hulle daar voor Pontius Pilatus uitroep en hom beskuldig, hy het homself koning gemaak. Dit wys jy hoe bedrieglik die hart is, né? Soos die woord van ons leer, wie kan dit ken? Johannes 19 vers 12 sê, as u die man vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser. En dit was dan hulle beskuldiging teenoor hom, dat homself koning gemaak het. En selfs Pontius gebruik hierdie stelling, hierdie titel, wanneer hy na Jesus verwys in hoofstuk 19 verse 14 en 15. Dit was die voorbereidingsdag van die Pasga, sê vers 14, ongeveer die 60 uur, en toe Pilatus na Jesus se geeseling om voorhou aan die volk, toe sê hy vir die Jode, kyk, daar is julle koning. Hulle het egter geskreeu, weg met hom, kruisig hom. Pilatus sê toe vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En hierdie titel dan, waarmee hy telke male na verwys was, koning, was dan ook as 'n kennisgewing aan die kruis vasgeheg volgens vers 19. Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Nou, dit was algemene gebruik in die Romeinse ryk in die 1ste eeu, dat diegene wat deur kruisiging tereggestel sou word, moes nie die hele kruis nie, hulle sou dit nie kon doen nie, net die dwarsbalk van die kruis moes hulle dra na die plek van kruisiging, en om hulle nekke was 'n kennisgewing gehang, waarop die misdaad of die rede dan geskryf was waaroor hulle tereggestel was. En wanneer hulle dan aan die dwarsbalk vasgespyker was, vasgebind was, en dit aangeheg was aan die vertikale balk, dan was daai kennisgewing ook op die vertikale balk geplaas, sodat diegene wat toekyk kan sien wat die rede is, die misdaad waarvoor hulle tereggestel word. En dit was ook so met Jesus, toe hulle hom opgehang het aan die kruis, daar vasgespyker het hulle hierdie kennisgewing aangebring, hoog bo aan die kruis, waar almal dit kon sien. Let op wat sê vers 20 van Johannes 19, baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad geleë was. Dit was in 'n feestyd vir die Jode, so duisende Jode van heinde en verre het die stad inbeweeg vir die fees, en hulle het gelees die kennisgewing op Jesus se kruis, in hulle eie tale, soos die teks sê, in Hebreëus, in Latyn, in Grieks. Hierdie kennisgewing, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode was, bedoel as 'n bespotting, natuurlik deur Pontius Pilatus. Hy het dit gedoen om die Jode terug te kry, want hy was natuurlik suur dat hulle hom so geïntimideer het, en hom geboelie het om Jesus oor te gee, om gekruisig te word. En daarom het hy dit gedoen. Hierdie kennisgewing laat aanbring as 'n neerhalende bespotting, maar onwetend het Pontius Pilatus eintlik die waarheid beklemtoon deur daai kennisgewing. Die waarheid was geproklameer dat Jesus is die koning van die Jode. Let op,
Daar het nie gestaan op daai kennisgewing soos die Jodese leiers wou gehad het, dat Jesus het gesê hy is die koning van die Jode nie. Deur die soewereine beskikking van God het daai kennisgewing gesê, Jesus is die koning van die Jode. Die waarheid was geproklameer. En dis dan my doel vanoggend in hierdie preek, om jou aan te spoor, geliefde, tot lof. Ek wil jou vanoggend aanspoor tot lof en loyaliteit aan God, in die lig van die historiese feit, dat jou koning, Jesus Christus, dat jou koning sy lewe as 'n losprys vir jou afgelê het, dat hy die dood in jou plek gesmaak het, vir jou sonde, sodat jy nooit in alle ewigheid die dood hoef te smaak, die dood van bewuste pyniging in die vure van die hel nie, maar dat sodat jy deur geloof in hom die ewige lewe mag beerwe. Wat 'n gedagte, dat Jesus, my koning en jou koning, sy lewe vir ons, sy skepsels en onderdane afgelê het. Hierdie waarheid omtrent God se koningskap in en deur Jesus Christus was vir ons progressief deur die storielyn van die Bybel geopenbaar. En ek wil vanoggend so 'n oefening in Bybelse teologie met julle doen. Net so 'n bietjie deur die hele Bybelse storielyn met julle werk. Hoeveel tyd het julle? Nee, ek sal dit kortliks doen. Om net uit te beeld hierdie waarheid van God se koningskap in en deur Jesus Christus, wat een van daai goue draadjies is wat reg deur die Bybel beweeg, vervul in Christus Jesus en sy volëinding sal bereik met die wederkoms van Jesus in die nuwe hemel en nuwe aarde. Ons sien hierdie waarheid van God se koningskap alreeds in die eerste bladsye van die Bybel, in die Genesis 1 en 2 skepingsverhaal in die tuin van Eden. God het met die oorspronklike skepping waarvan ons lees in Genesis 1 en 2 sy oorspronklike koninkryk opgerig. Nou die konsep van 'n koninkryk het 3 elemente, soos ons weet. Eerstens is daar die konsep van of die waarheid van die heerskappy van 'n koning. Tweedens is daar die element van onderdane waaroor daai koning heers. En derdens is daar die element van die ryk, die sfeer, die plek waaroor die koning oor sy onderdane heers. Dit is die idee agter koninkryk en dis presies wat ons sien met die skepingsverhaal. God se koningskap word juis vir ons spesifiek beklemtoon in die feit dat hy vir sy mense wat hy geskep het, Adam en Eva, hulle heenkome bepaal. Ons lees in Genesis 2 vanaf vers 8 tot 5 tot 14, net nadat ons gelees het omtrent die skepping van Adam en Eva, dan lees ons, God het ook 'n tuin geskep, die paradys, die tuin van Eden, waarin hy hulle geplaas het. Ons sien God se koningskap oor hulle nie net deur sy bepaling van hulle heenkoming nie, maar ook dat hy bepaal wat hulle aktiwiteite sou behels, hoe hulle sou oorleef. Genesis 2 vers 15 sê vir ons, hy het vir hulle gesê om die tuin wat hy geskep het te bewerk. Julle sien, die werk was nie 'n gevolg van die sondeval nie, né? Werk het bestaan voor die sondeval. Die sondeval maak ons werk moeiliker. Dit is waar, maar werk was bedoel deur die Here as 'n seën vir ons as mense. En Adam en Eva was deur God aangesê om die tuin te bewerk waarin hulle geplaas was. Ons sien ook God se koningskap in die feit dat hy vir hulle moraliteit bepaal, wat reg en verkeerd is vir hulle. In Genesis 2 vers 16 en 17 sien ons dat die Here vir hulle gesê het, van al die bome van die tuin mag julle eet, maar nie van die boom van die kennis van goed en kwaad in die middel van die tuin nie. Ons sien God se koningskap oor hulle in die feit dat hy hulle verwantskappe bepaal het. Hy het gesê in Genesis 2 vers 18 tot 25 is nie goed dat die man alleen is nie, ek sal hom 'n helper maak, en so het God uit die man Eva geskape, haar na hom toe gebring. En so sien ons God se koningskap in hulle heenkome, hulle aktiwiteite, hulle moraliteit, hulle verwantskappe. En Adam en Eva was die perfekte onderdane van God voor die sondeval. Ons lees in Genesis 1 vers 28 dat God het hulle geseën, gesê, vermeerder, vul die aarde, en die Here het hulle aangestel as sy verteenwoordigers om te heers op die aarde, oor die visse van die see, die voëls van die lug, die diere
op die aarde. En omdat hy sy morele wil op hulle harte ingegraveer het, kon hulle dit volmaak doen. Spontaan het hulle die Here gehoorsaam in heiligheid en geregtigheid, soos wat hulle geheers het. Onder sy koningskap, oor sy aarde. En die tuin van Eden was die paradys, die perfekte plek of sfeer of ryk, waaroor hy sy koningskap uitgevoer het. En ons sien in Genesis 3 vers 8, dat dit juis in die tuin van Eden was, wat God saam met Adam en Eva, sy onderdane, kom wandel het in die aand liggie. God se koningskap, sy koninkryk. En die sondeval het dit geskaad. Let op, baie belangrik, die sondeval het nie 'n einde gebring aan God se koningskap nie. Die sondeval het wel veroorsaak dat die mens sondig geword het en dat hy nie meer kon funksioneer as die gepaste onderdane soos Adam en Eva voor die sondeval het nie, en gevolglik was hy ook uit die plek, die tuin van Eden, verban deur die Here. Maar God het steeds koning gebly. Hy sit steeds op die troon waarvandaan hy heers oor sy skepping. En ons sien sy koningskap dan ook later, soos wat die storielyn van die Bybel ontvou, soos wat hy heers oor die aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob en hulle nageslag. Spesifiek in hoe hy as hulle koning hulle uitred uit die land van slawerny, Egipte, en hoe hy homself as 'n groter, meer magtige koning as die koning van Egipte bewys het in daai dag. Die farao van Egipte was 'n wêreldkoning, was oor 'n wêreldryk. Maar God is sterker. En deur die magsvertoon, deur die pla, deur die uittog deur die Rooi See, die Here hulle gelei tot by die verbondsluiting by Sinai, daarna deur die wildernis omswerwing so 40 jaar, daarna het hy hulle in die plek, die paradys ingebring, die land Kanaan wat oorloop van melk en honing as hulle koning, en hy was besig in hierdie tyd om 'n tydelike, 'n tipologiese koninkryk op te rig in Kanaan vir sy volk. Hy wou uitbeeld daardeur dat hy sou regeer oor sy volk Israel, sy onderdane in sy plek, die paradys, die land Kanaan. En dit sou nooit die laaste koninkryk wees nie. Die Here het dit bedoel as 'n tydelike, 'n tipologiese koninkryk, want hy wil eintlik daarmee uitbeeld dat so 'n koninkryk op aarde sou nooit kon werk nie weens die sonde van die mens, en dat die volk self, die mens self sou sien daardeur, dat 'n groter werk was nodig wat die mens van sonde sou verlos, sodat daai koninkryk uiteindelik volmaak kan wees, soos wat hy oorspronklik geskep was. In elk geval, God is besig om sy tydelike tipologiese koninkryk op te rig in Kanaan, wat 'n tipe was van die nuwe hemel en nuwe aarde koninkryk wat ons sal beleef en van deel wees na Jesus se wederkoms. Moses se leierskap, Josua se leierskap, na hom die rigter se leierskap in Israel in hierdie tyd van die teokrasie. Dit was alles tipes van God se koningskap, dat hy steeds as koning geheers het oor sy volk. En is daarom dat Samuel vir die volk gesê het, toe hulle begin in die einde van die teokrasie, vir die Here vra, maar ons soek 'n koning, 'n menslike koning, om oor ons te heers, net soos die volke rondom ons, dat Samuel gesê het in 1 Samuel 12 vers 12, dis verkeerd van julle om te vra vir 'n koning, terwyl die Here God julle koning is. God was dit altyd. Selfs in die tyd van die teokrasie. Dit is wat die woord teokrasie impliseer. Selfs Nebukadneser van Babylon het gesê in Daniël 2 vers 47, hy is die koning, julle God is die koning van die konings. En toe in die tyd van die monargie daarna, die Here het toegestaan, want dit was alles deel van sy plan, hy het vir hulle 'n koning gegee. Eerstens het hy hulle gestraf deur Saul vir hulle te gee. Maar daarna het hy Dawid in Saul se plek opgerig. En dis juis in hierdie tyd van die monargie dat God beginne spesifiek bekend maak in die ontvouende storielyn van die Bybel, dat hy sou heers deur 'n individu, deur sy koning. In 'n teks soos Psalm 2 lees ons, waarom is die volke rusteloos? Waarom maak die nasies nuttelose planne?
verskoon tog, die konings van die aarde neem stelling in. Die heersers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Met 'n hoofletter G. Sy gesalfde koning, met ander woorde. Die konings van die aarde sê, kom ons breek hulle boeie stikkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. Hulle wil hulle self nie buig onder die heerskappy van God se koning nie. Maar hy wat in die hemel sit lag, my Heer dryf die spot met hulle, en dan spreek God hulle in sy toorn aan, met sy woede verskrik hy hulle. En die Here sê vir hulle, ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. En dan is daai koning aan die woord, Jesus Christus, wat sê, ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here, God die Vader, het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Vra dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel. Die uithoeke van die aarde as jou eiendom, jy sal oor hulle heers en hulle verpletter en met 'n yster scepter natuurlik sal hy oor hulle heers. En dit is in hierdie tyd van die monargie wat God dit baie spesifiek duidelik gemaak het dat hy sou heers deur sy koning. In die Dawidsverbond waarvan ons lees in 2 Samuel hoofstuk 7 vers 8 tot 16. Nadat Dawid geheers of net voordat Dawid 'n koning geword het, maar dit was tydens sy koningskap wat die Here na hom toe gekom het deur die profeet en vir die profeet gesê het, sê so vir Dawid. So sê die heerser oor alle magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het om 'n leier te wees oor my volk, Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het. Ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys. Ek sal hom plant. Hy sal op sy plek woon en nie weer beef vir angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie. Soos van die dag af dat ek rigters oor my volk aangestel het nie. En ek sal aan jou rus gee oor al jou vyande. Die Here maak jou bekend dat hy, die Here God, hier word die Here se verbondsnaam gebruik, Yahweh, dat hy 'n huis vir jou, Dawid, sal oprig. En wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, in ander woorde wanneer hy sterf, sal ek jou nakomeling na jou, nie sy seun Salomo nie, nie sy kleinseun Rehoboam nie, jou nakomeling, Jesus Christus, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, deur jou geslagslyn, sal ek na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom 'n vader wees, hy sal vir my 'n seun wees. My troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor my. Jou troon sal vir altyd in stand bly. En hier begin ons nou duidelik sien in die ontvouende storielyn van die Bybel, dat God sy koningskap sou uitvoer deur sy koning. En elke koning na Dawid was 'n tipe van daardie koning wat sou kom, wat geprofeteer was hier in die Ou Testament. Die slegte konings soos Manasse en Agab was vir ons tipes wat heen gewys het na hoe die volmaakte koning nie sou wees nie. En die beter konings soos Hiskia en wie was daar nog gewees? Josia, hulle was weer tipes van hoe die volmaakte koning sou wees. En nie net was dit deur die Dawidsverbond bekend gemaak dat God sou heers deur sy koning wat kom nie. Dit was ook deur die profeseë van die Ou Testament bekend gemaak. Ons is lief daarvoor om in Kerstyd Jesaja 9 vers 5 en 6 te quoteer, maar ek wil dit vir julle voorlees dat julle hoor wat sê die profeet oor hierdie koning. Jesaja 9 vers 5 sê, 'n kind is vir ons gebore, hoofletter K, 'n seun, hoofletter S, is aan ons gegee, dit is die Here Jesus, die heerskappy is op sy skouer, met ander woorde, hier dui dit aan.
Hierdie koning sou kom nie net uit die geslagslyn van Dawid nie. Dit sou die een wees wat die Here vir ons gee. Die heerskappy sou op sy skouer wees. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader en vrede vors. Daai woord vors is 'n ou Afrikaanse woord wat beteken koning. Hy sou die koning wees wat vrede bring. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en dit te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. In die ywer van die Here sal dit doen. As ander profeseë ook, byvoorbeeld in Daniël 2 lees ons, miskien kan ek dit ook vir julle voorlees, van die droom wat God aan koning Nebukadneser gegee het oor die beeld. En Daniël het dit uitgelê met die hulp van die Here. Die kop van daai standbeeld, die kop van goud was die koning van Babylon, die skouers en die arms was die koning, die ryk van die Mede en die Perse, die middel was die koning, die ryk van die Grieke, en dan die bene van yster en klei, dit was die ryk van die Romeine daarna. En in daai tyd, in Jesus se geboorte onder die Romeinse ryk, sou 'n ander ryk ontstaan, en in hierdie visioen het die koning dit gesien as 'n klip wat die standbeeld tref, en die hele standbeeld verbrysel, wat al daai koninkryke en konings oorwin en oorneem, en sy koninkryk sou groei. Sê vir ons wanneer hierdie koning van die Here sou verskyn om te heers. Daniël 2 vers 44 sê, in die tyd van daardie koning sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig, wat vir ewig nie vernietig sal word, of aan 'n ander volk oorgelaat sal word nie. Hierdie koninkryk sal al daardie ander verpletter en tot 'n einde bring, en dit sal standhou vir ewig. U het daarom gesien dat 'n klip uit die berg van self losbreek, nie deur die toedoen van mensehande nie, dis iets wat God doen, en dat dit die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verpletter. 'n Groot God het aan die koning bekend gemaak wat hierna gaan gebeur, en dit het so gebeur. Bietjie later in Daniël, en sien Daniël die visioen vanuit die hemelse troonkamer. Hy staan in die hemelse troonkamer en hy sien die koms van een, die seun van die mens, 'n titel wat Jesus baie oor homself gebruik het. Hy sien hoe Jesus met sy hemelvaart aankom in die hemelse plekke en hoe hy gekroon word aan die regterhand van die Vader met eer en heerlikheid en 'n koninkryk waar hy sy koningskap inneem, as dit ware, as God se koning deur wie God sou heers. En hierdie geliefdes was ook aangekondig met die geboorte van Jesus, dat hy daai individu sou wees, uit die geslagslyn van Dawid, die koning deur wie God sou regeer. In Lukas byvoorbeeld, lees ons, Lukas 1 vanaf vers 30, dat die engel Gabriël vir Maria gesê het, toe hy Jesus se geboorte aangekondig het, moenie bang wees nie, Maria, jy het genade by God gevind, kyk, jy sal swanger word, en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Jesus in die Grieks, Yeshua in die Hebreëus, die naam beteken verlosser, want hy sou sy volk van hulle sondes verlos. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hier leer ons nou, dit is Jesus. Wie gebore sou word uit die geslaglyn van Dawid, oor wie al daai voorspellings gemaak was. Hy sal die troon van sy voorvader Dawid ontvang. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar nou, geliefdes, toe Jesus gekom het in hierdie wêreld in, was hy nie die koning wat die Jode van sy dag verwag het nie. Jy sien, hulle het al hierdie profeseë te reg verstaan. Hulle het uitgekyk vir die koning wat van God sou kom. Die Christus wat verlossing sou bring en sou regeer oor God se koninkryk. En gevolglik het hulle verwag 'n militêre, 'n politieke leier
wat sou regeer oor die volk van God, maar Jesus was nie dit nie. Jesus se geboorte was eintlik 'n veragtelike geboorte, nie waar nie? Jy sou verwag dat die koning van die konings gebore sou wees in 'n paleis met mense wat hom bedien as sy diensknegte en slawe van die begin af, maar dit was nie so met Jesus nie. Hy's gebore in Bethlehem in 'n stal, hy was neergelê in 'n voerbak vir vee. Hy het groot geword in 'n veragtelike dorp, Nasaret. Dis hoekom daar staan op die kennisgewing, Jesus die Nasareëner. Dit was 'n veragtelike dorp in Jesus se dag. Julle onthou dat Nathanael gesê het, toe Filippus vir hom kom roep het, oor Jesus, kan daar enigiets goeds uit Nasaret kom? Johannes 1 vers 46. Groot geword in 'n veragtelike dorp, hy het 'n veragtelike intog in Jerusalem gehad. Jy weet, die Jode het seker verwag, hy sou inkom met 'n wit oorlogsperd, om die Romeinse ryk omver te gooi en die koninkryk van God op te rig met sy intog. En hier kom Jesus in op 'n donkie. Sagaria 9 vers 9 het dit voorspel. Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem, kyk, let op, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig, hy is die oorwinnaar, maar hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie Mary. En so het die koning Jerusalem binnegekom met sy triomfantelike intog. En Jesus het toe uiteindelik ook 'n veragtelike dood gesterf, né? As 'n misdadiger tussen twee ander misdadigers, en hy is in sy graf neergelê by misdadigers. En daarom ook hierdie veragtelike kennisgewing bo aan die kruis van Jesus, die Nasareëner, die sogenaamde koning van die Jode. Maar weet julle geliefdes, Jesus se koningskap was bevestig deur God op soveel maniere na sy suksesvolle verlossingswerk op Golgotha, sy kruisdood, begrafnis en opstanding. Hy het opgevaar na die hemele soos die skrifte vir ons sê, en daar was hy volgens Daniël 7 vers 13 en 14 gekroon met eer en heerlikheid en 'n koninkryk aan die regterhand van die Vader. Daarom sê Jesus ook in Openbaring 3 vers 21, Jesus verwys self na sy kroning. Hy sê, wie oorwin sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit as koning. Jesus was gekroon oor elke owerheid, gesag, mag en heerser wat daar is. Matteus 28 vers 18 sê vir ons, aan Jesus was gegee na sy verlossingswerk alle mag in die hemele en op aarde. In Efesiërs wat ons nou behandel in ons preekreeks op Sondag, het ons in hoofstuk 1 gesien dat Paulus skryf in Efesiërs 1 vanaf vers 20. Hy skryf oor God die Vader se krag wat Jesus uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid, elke gesag, elke mag, elke heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word in hierdie bedeling en ook in die toekomstige een. En God het alles onder sy voete, Jesus, die koning se voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. In die volgende boek skryf die apostel Paulus dat Jesus het ontvang op grond van sy verlossingswerk as die koning van God, 'n naam wat uitnemend is bo elke naam. Sy reputasie, sy eer is bevestig in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom uitermate verhoog, aan hom 'n naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, die koning, elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, hy is die koning, tot eer van God die Vader. Jesus is dus nie net soos daai kennisgewing gesê het, die koning van die Jode nie. Hy is die heerser oor die heelal. Hy is die hoof oor die kerk. Hy is koning en Here oor jou en oor my. Tans heers
Jesus as koning oor die koninkryk van God wat hy kom inhuldig het met sy eerste koms na hierdie aarde. Hy doen dit vanaf die regterhand van die Vader oor ons, sy kerk. Hy word genoem in hierdie tyd deur Openbaring 1 vers 5 die heerser oor die konings van die aarde. Paulus skryf vir hom in 1 Korintiërs 15 vers 25, hy moet nou heers as koning totdat al sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word, en dit sal gebeur. Die laaste vyand wat hy sal oorwin met die wederkoms is die dood. En wanneer hy terugkom, geliefdes, wil ek vir julle uitwys, gaan dit nie 'n koms in nederigheid wees soos sy eerste koms na hierdie aarde toe nie. Hy kom terug as koning. Daardie keer met sy wederkoms sal dit wees op 'n wit oorlogsperd, soos ons lees in Openbaring 19 vers 12 sê vir ons dat hy het baie krone op sy kop as die koning van God, soos wat hy kom na hierdie aarde toe. Hy sal die nasies met 'n ysterstaf regeer, sê Openbaring 19 vers 15, wanneer hy kom met sy wederkoms. Op sy klere, op sy heup is 'n naam geskryf volgens Openbaring 19 vers 16. Daai naam is Koning van Konings, Heerser oor die heersers. Hy sal kom as koning en regter. En natuurlik wanneer hy sy herstelde koninkryk opgerig het, wat soveel meer heerlik sal wees as die oorspronklike koninkryk in Genesis 1 en 2 wat deur sonde geskaad is, wanneer hy daai koninkryk oprig, geliefdes, wil ek ook vir julle lees dat Openbaring 22 vers 3 en 5 sê vir ons, hy sal regeer as God se koning. Dit sê, daar sal geen vloek wees nie, Openbaring 22 vers 3, die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal vir ewig en ewig as konings saam met die koning heers. Hoe kosbaar Jesus is, die koning. En hierdie Jesus, die Nasareëner, geliefdes, soos daai kennisgewing gesê het, die koning van die Jode, het die kruis vir jou en my, ons wie sy skepsels is, ons wie sy onderdane is, hy het dit vir ons verduur, soos ek vanoggend vir julle gesê het, om ons verlossing te verdien van die skuld, die straf, die mag van sonde, en om ons verheerliking te verseker, sodat ons eendag daar sal wees in die nuwe hemel en nuwe aarde, sy herstelde koninkryk, as sy vervolmaakte onderdane onder sy heerskappy, God se heerskappy deur sy koning Jesus Christus in die paradys, sy plek, sy ryk, die nuwe hemel en nuwe aarde. Ek was as 'n jong Christen bewus gemaak van hierdie besonderse waarheid dat my koning vir my gesterf het deur 'n lied van Chris Tomlin. As ek nou terugkyk, besef ek dat die lied is maar soos baie van ons kontemporêre Christelike musiek, baie herhalend. En het is het nie soveel diepte daarin nie, maar dit beklemtoon hierdie waarheid. Die lied se naam is You Are My King. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? En dit is waar. Jou koning het sy lewe vir jou afgelê. Laat ons wederzijds reageer, geliefdes, as jou koning dan sy lewe vir jou afgelê het, is dit 'n motivering, verlof en loyaliteit van my en jou kant af om onsself te verloon, soos hy ons oproep om te doen. Ter bevestiging. Onsself te verloon, ons kruis op te neem en sy voorbeeld te volg. En dit is wat Paulus vir ons skryf in 2 Korintiërs 5 vers 15, as hy die koning sy lewe vir ons afgelê het, dan reken ons almal het gesterf, sodat ons wat nou leef, nie meer vir onsself moet leef nie, maar vir hom, ons koning, wat vir ons gesterf het. God het hom Jesus, Here en Christus gemaak, sê die woord. Hy het die dood in jou plek gesmaak, sodat jy dit nooit hoef te smaak nie, maar sodat jy die ewige lewe in sy naam deur geloof mag beerf. Dink oor dit na, soos wat julle vandag sy kruisdood, sy begrafnis herdenk. Amen. Hemelse Vader, ere aan U in die hoogste hemele.
Here Jesus, dat U ons koning, dat U vir ons, U skepsels, U onderdane, U lewe afgelê het. U wat die koning van die konings, die heerser van die heersers is. Wat 'n wonder. Here, mag dit werklik vir ons nuwe betekenis kry. Hierdie kennisgewing wat aangebring was aan U kruis, wat die waarheid geproklameer het. En mag ons in die lig daarvan 'n lewe van lof en loyaliteit lewe aan U, ons koning, dat ons lewe sal gee vir U as onderdane in U koninkryk, om met die hulp van die Heilige Gees U te volg na U voorbeeld. Here, kom verheerlik U self in die res van hierdie oggend, in die seënbede, die samesyn hierna, en ook in ons herdenking, die res van hierdie naweek. Herinner ons aan hierdie waarheid, wees die naprediker van U woord, en stig ons U kerk, in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons staan saam vir die seënbede. Mag hy, ons koning, Jesus Christus, mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees in hierdie dag en gedurende hierdie spesiale naweek. Gaan verheerlik die Here en geniet hom. Amen.